Goeiemôre, baie hartlik welkom by Koffie met die Koning. Ek het ons vir julle beloof, ek gaan vir Estie weer uitnooi, dat ons weer 'n bietjie kan gesels, en vanoggend het ons vir Estie hierso by ons. Ek skryf sommer haar naam in my telefoon, Estie Ulrich, want ek verbind die twee altyd met mekaar. Estie, baie hartlik welkom vanoggend weer. Ek is excited om te kyk wat sê die Here vir ons vandag. En daar's baie mense wat na hierdie program kyk, wêreldwyd eintlik. En ek is seker daarvan, ons gaan vandag weer baie baat vind by wat ons met mekaar kan bespreek. So baie welkom hier. So, maar bo alleste, heel eerste, wil ek daarom vanoggend die koning van alle konings hier welkom heet by ons tafel. Dis hoekom ons program Koffie met die Koning is. En kyk net wat so mooi ou bekertjie het ek vanoggend om saam met jou koffie te drink. Ek hoop jy het jou koppie gereed, en as jy nog nie gereed is, jy het 'n klein momentjie hardloop gou en kry daai koffie reg, sodat jy lekker kan stil sit en kan luister en kan inneem. Hoor hierso, as jy 'n traan wil stort, fantasties, dis baie bevrydend. As jy ook weer jouself sal commit om 'n bietjie te bid vir ons program Koffie met die Koning, bid asseblief vir die mense wat saam met ons kyk na hierdie program, wat hieruit kan leer, en dat God vir my die regte mense stuur om hierdie program te kan bring na jou huis toe, sodat jy dit ook kan geniet, en nie net kan geniet nie, maar daar iets uit kan saamvat met jou lewe op jou reis na die ewige Kanaan. So ek heet jou baie welkom vanoggend, die Here seën vir jou. Koning Jesus is net so welkom hier aan ons tafel, en ons geniet sy teenwoordigheid hierso vanoggend. So Estie, ons gaan sommer net hierso begin, en ja, ek wil vir die Here dankie sê dat ons net vanmôre weer kan praat. Daar's so baie dingetjies rondom jou seentjie Ulrich, wat ek dink ons moet uitlig. En ons het laas keer toe ons gepraat het, besluit ons gaan 'n bietjie praat oor die ouers. Ja. Oor wat is die gevolge vir die ouer? Waardeur gaan die ouer? Jy moes tog seker al op jou pad met mense kontak gemaak het wat ook kinders het wat gestremd is of whatever ook al, sodat wat sou jy dan vir hulle beraad? So kom ons gaan vanoggend daarna toe gaan, maar ek wil net gou eers vir ons bid, want ek dink dis belangrik. Vader, ek bid vir hulle wat kyk vanoggend, vir hulle wat saam met ons aan deel is van hierdie program, want jy is 'n kyker van hierdie Koffie met die Koning, en jy is deel van hierdie program, en ek waardeer jou vanoggend, en ek wil jou huis seën, jou kinders, ek wil jou seën in jou goeie gesondheid, in jou liggaam, jou siel en jou gees. Ek wil bid dat die blydskap van die Here vir jou oorvloedig sal wees, en dat alle goeie dinge, wat jy weet die woord van God sê, die Here vir jou voorberei, dat dit jou erfdeel sal wees. Ons wil vanoggend kom verklaar dat geen wapen wat teen ons gesmee word enige iets sal uitrig nie. En dat al sou iemand agter jou rug praat, al sou daar kritiek na jou toe kom, dit sal niks aan jou doen nie, want dis jou erfdeel dat God jou beskerm teen sulke tonge, en sulke tonge is reeds werle, hulle is reeds gestop, en enige sulke stories, weet jy wat, maak sommer net so vandag en sê, in die geloof stof ek al die ou lelike dinge van my af, en ag jene, die kinders van die Here het soveel lelike dinge wat ons van mekaar sê, en ons wil dit ook vanoggend so klein bietjie net aanspreek, en ook veral wat gestremdheid aanbetref. Daar's baie keer mense, hulle spot met gestremde mense, en dit is so seer, dink ek, vir die ouers, of baie keer is ons 'n gestremde kind sien 'n ouer wat met sy kind in 'n winkel inkom, en jy weet net dat die kind is lelik gestremd, dat 'n mens so jou vergaap aan die persoon. Hoe voel die ouer? Hoe voel daardie ouer? Dink 'n klein bietjie daaroor na, dink saam vanoggend, werk met ons saam en luister, maak dit jou eie, en begin in die toekoms vir mense te bid, wat jy dalk ken, of dalk weet van 'n familielid of iemand, wat ook deur hierdie situasie werk. Estie, laat ons sommer net begin by die begin. So Estie, eintlik is jy 'n beraader, jy is eintlik opgelei as beraader, en ons sal nog 'n program maak ook oor die berading, want ek dink,
Ek het ook baie goedjies wat ek graag sal wil deel. Ja. Mense dink altyd, sjoe, as hulle my teekom, as hulle, Hepsibah, jy lyk so mooi. Hepsibah, jy dit seker net goed in die lewe gehad. Maar laat ek vir jou vertel, ek is maar net 'n gewone vrou met wat baie probleme gehad het, ook in my verlede, dinge wat ek moes uitwerk en mee deel, wat soms vir ander mense na 'n klein dingetjie lyk en dink van, hoe kon jy dit nou so aangetrek het? Maar die menslike wese is so sensitief en so fantasties by mekaar gesit. Jy weet, jy ken daai goeders. So ons gaan 'n program maak spesiaal daaroor en dan gaan ek 'n bietjie goed vertel. En dan gaan jy vir my vertel, hoe sou jy dit beraad? Dis klink 'n wonderlike idee. Sien uit. En dan gaan kyk ons of ons iemand anders te kan kry wat saam met ons kan sit, wat ook sy verhaal bereid sal wees om sy of haar verhaal ook oop te maak, sodat jy die persoon kan beraad. Dink jy dit sal lekker wees? Dit sal lekker wees. Ek dink dit sal vir die mense daar baie beteken, want ek dink so baie van ons as ouers, jy vra jy's oor ouers met special needs kinders, sit met striwelinge in onsself van nie goed genoeg nie. En dan is dit nie noodwendig ons omstandighede nou wat ons nie goed genoeg laat voel nie, maar dan was ons as kinders gesê ons was nie goed genoeg nie. En dan dink jy, dis omdat ek gesondig het, of dis omdat ek hierdie gedoen het, of daai gedoen het, of my pa het seker geweet ek gaan gebeur, of my ma, want sy het altyd gesê, daar sal niks kom van jou nie, of jy's net useless, of jy's net dit, en nou sit ek met hierdie kind, en alles wat ek doen, voel het val uit mekaar uit, en jy stry met nie net jou huidige situasie en jou huidige emosies nie, maar jy stry met jou kind, wese ook. En ek dink dit sal amazing wees, en bevrydend wees vir so baie daar buite om te hoor, dit is normaal, al is jy wedergebore Christen. Jou geesmens is wedergebore, maar jou sielste mensie op hierdie aarde is waar die wonde sit. En die vyand gebruik dit om jou te ry. Ek het nie ander woorde nie. Hy sit op daai perdjie, en hy ry vir jou totdat jou tong uithang, en jy kan nie meer verder nie. En jou geesmens gaan floreer, en alles gaan goed met jou geesmens, maar dis jou sielste mensie wat seer het. En dit bring skeiding, en ons moet op 'n plek kom waar ons een kan wees, en daai wat ons weet in die gees van, ek is 'n kind van God, God het my geroep voor die grondlegging van die aarde, God het my lief, hy het my uitgeroep by die naam, hy het my geroep vir 'n tyd soos nou, hy het my hier gesit, want hy het gedroom oor my, moet ek in die sielste mensie ook kan voel. Wonderlik. En dit sal so amazing wees as 'n mens dit kan doen. Absoluut, so ons gaan dit definitief aanpak. Ons sal dit miskien volgende week aanpak. Ons kyk maar hoe die Heilige Gees ons gaan lei, né? En ek gaan kyk of ek iemand kry wat bereid is wat so sal saamgesels. Goed, ons het nou gesê ons wil graag vandag praat oor die ouer van 'n gestremde kind, of 'n gestremde familielid, of ek ken byvoorbeeld 'n vrou, en haar pa, hy was 'n boer, en haar verhaal is natuurlik ook fantasties, hoe sy groot geword het in hierdie huis, in hierdie ouerhuis, van hoe wonderlike vader sy gehad het, maar hy kon nie loop nie, en as 'n boer nie kan loop nie, wat doen jy? So hy het gekruip op sy knieë, hy het geboer, en ek dink hy was 'n baie suksesvolle boer, en hy het gekruip op sy knieë, jy weet, en dis my so wonderlik as ek baie keer na haar geluister het, van die liefde wat daar in haar vader was, ook vir sy kinders, en so, jy weet, so, dit is my eintlik wonderlik, maar okay, goed, ek wil jou nie hier keer nie, vertel vir ons, wat is jou ervaring met die ouers wat jy al teëgekom het, seker by hospitaal, as jy daar moes gaan, vertel ons 'n bietjie, wat is jou ervaring rondom, is die ouers kwaad, is hulle kwaad vir God, is hulle kwaad vir hulle self, is hulle kwaad vir die kind, want ek kan, baie keer kan 'n mens kwaad wees vir die kind, waarom is jy soos jy is, verstaan jy, ek het dit al gehoor, dat mense daardie gestremde kind aanrand, ek het met 'n man gepraat, so 'n paar maande gelede,
ongelukkig wil hy nie graag, hy sê, hy's bang hy kom op televisie in Amerika, en hy wil nie sy familie te nakom nie, maar hierdie man het 'n wonderbaarlike verhaal, hy gaan, ek dink volgende week, of so, die 15de, ek dink amper die 15de, is op 'n woensdag aand, gaan hy hierso weer by 'n huisgemeenskap, ek weet, gaan hy sy getuienis kom gee. Wonderlik. Ja, Wow. En hy het vir my sy getuienis gegee, nie oor die mikrofoon nie, maar by die etenstafel. Konfidensieel as jy weet, hulle het hom begrawe. Wow. Hulle het hom begrawe lewendig. Hulle het hom in die grond gesit omdat hy gestremd was. Sy maat vir hom gesê, kyk, hulle het hom geklap, hulle het hom geskop, hulle het hom geslaan, want hy kan homself nie verdedig nie, en al die tipe van ding, hoe vreeslik is dit. En daar's baie sulke mense. So vertel ons 'n bietjie, wat is jou ervarings as jy ouers ontmoet? Het hulle ook selfberading nodig? Definitief. Hepzibah, definitief. Ek dink, daarso is 'n wroging in twee, as ek ouers ontmoet. Een van moedeloosheid en magteloosheid en een van liefde. Ja. Onbeskryflike liefde. En die twee speel toutrek. En dan partykeer voel jy net extra moedeloos. En dan dink jy wil net ophou. Here, kan u nie net die kind kom vat nie, ek kan nie. Hoekom? Ek kan nie. En dan kyk jy weer jou kind en daar's hierdie liefde wat brand in jou hart vir hierdie kind, en dan voel jy sommer kwaad vir jouself, want hoekom kon ek nou so iets gedink het? Ja. Maar, dis normaal. Ons is mense, en dit is nie maklik nie. En baie van ons as ouers met kinders wat gestremd is, wens dat soveel meer mense is bewus van die goeders. Ja. Hoeveel keer loop ons in die winkel en dan sal kindertjies wil kom vra wat gaan aan, dan ruk die ouers die kinders weg en sê nee, moenie kyk nie, moenie. En dan dink ek, stuur jou kind, asseblief stuur jou kind, sodat hulle kan kom hoor wat het gebeur, en kan sien dat agter 'n gestremdheid is daar nog net 'n kind, wat wil saam speel, wat net betrek wil word, wat ook net geliefd wil word, soos alle ander kinders. En dit breek ons harte. Dit breek regtig ons harte as ouers, hulle kinders so wees van, dis asof dit 'n siekte is, partykeer wat mense dink, wat gaan oorklim op jou kind, as jou kind net maatjies is met die kind. En moenie glo dat dit 'n siekte is nie, want dit is nie 'n siekte nie, dit is iets wat gebeur het, dis fratsongelukke, of iewers in die DNA was daar een of ander kromosoom wat nie reg was nie, maar as jy daai kinders leer ken, gaan jy kinders leer ken wat net liefde is. Liefde. En jy sal nie beter liefde kry as by 'n kind wat gestremd is nie, want dit is opregte goddelike liefde. Daar's nie 'n liefde van, jy gaan na my doek ruil, of jy gaan vir my geld gee, of niks nie. Dis 'n, ek sien wie jy is, en jy gee aandag aan my, en ek is lief vir jou daarvoor. En dit is net so amazing as jy dit kan sien, en kan raak sien. En dan kyk na die ouers. Ek het nou die dag, was ek in Spur gewees, en ek stap in met Ulrich in sy rolstoel, en my ander 2 dogtertjies hardloop, en hulle gaan speel, en daar sit 'n mamma, maar jy kan sien, sy is verbouwereerd, sy weet nie wat om te doen nie, sy probeer eet, en die kind hierso, en hierdie waantjie met die voet stoot, en ek gaan staan toe, en ek sê, vir, kan ek jou kind vir jou besig hou, want die seentjie is ook gestremd, en ek sê vir, sodat jy net kan eet, en was die mamma so dankbaar, dat ek daar staan, stil, nie met haar gepraat nie, ek het haar gelos in vrede, dat sy kan eet, maar ek het haar kind gevat, en ek het hom besig gehou, saam met Ulrich, wonderlik, sodat sy net kan eet, want ons, wat gestremde kinders het, kry nie altyd die kans om te eet nie, ons kan nie net na 'n winkel toe gaan, en sê, kinders gaan speel, en ons sit, en ons drink ons koffie, en ons eet ons kos, en ons het, jy weet, 'n lekker gesellige tyd saam vriende nie, dit is nie. Ons het alleen wêreld eintlik, want nie alle mense aanvaar jou kind soos hy is nie, hulle sien hulle as 'n las. En dan kry jy vriende wat regtig ware godsvriende is, en dit is amazing, want dit vul daai gap van alleenheid, want
dit voel partykeer jy's in hierdie bootjie, en Ja. jy roei op, en jy roei, en 'n stroom op, en dan kom daar 'n tsunami brander wat jou omgooi, want Ja. nou is jou kind in die hospitaal, en jou kind is siek, en jy het al hierdie worries van, laasweek het al 3 my kinders 'n maaggriep gehad, wat ons nou hier rondgaan, en eerste toe Ulrich begin opbring is, Here, asseblief, hy moet net nie weer hospitaal toe gaan nie. Dis eerste gedagte wat jy kry. Ons worry oor dinge wat normale ouers nie oor worry, wat se kinders nie gecompromised immune systems het nie. Ja. Ons worry nie, ander mense worry oor die goed nie, en ons worry permanent oor dinge wat, hoe sê jy, mense sal sê, dis dom. Hoekom Ja. worry jy daaroor? Maar dit kan jou kind se lewe kos. Natuurlijk, Dit kan, natuurlijk, ja. 'n maagvirus eindig jou kind op in die hospitaal, en al daai dinge, en ek dink een van die dinge is, die mental en physical load wat op daai ouers is, van min slaap, van, gaan jy môre opstaan en jou kind is nog daar, of het jou kind in sy slaap doodgegaan, of haar slaap doodgegaan, gaan jy môre daar kom, en jou kind het van die bed afgeval, of omgestrangel tussen die komberse, gaan ek môre opstaan, en my kind eet normaal, en dan ewe skielik begin hy seizures kry, of kan ek uitgaan en ek kan 'n gewone karrit met my kind doen, of gaan hy panic attacks in die kar kry. Ja. Dis dinge wat jy altyd aan dink. Almal gaan altyd op vakansies, en jy is van, okay, wat 'n vakansieplek toe kan ons gaan, Ja, want dit ja. moet rolstoelvriendelik wees, of is daar 'n hospitaal naby, word die hospitaal gedek deur ons medies, as ons met hospitaal gaan, is daar iemand wat kan help met die kinders, is die plekke ingerig, Ja. al daai dinge, Ja, het jy, so. as jy uitgaan by die deur, het jy die medisyne, het jy nie die medisyne, Dis het jy soveel doeke, het jy, meer wat, dit is meer as wat permanent. ander mense het om oor na te dink. Dit is, en die mental load wat dit op ons as ouers sit, is, dan praat ek net van die een kind, dan praat ek nie van jou huwelik, wat jy nie date nights kan doen nie, Ja. want wie kyk na jou kinders? En dan het jy nog hierdie van, okay, jy gaan weg, maar kyk daai persoon na jou kind, soos wat jy na jou kind kyk, Ja. nee? Ja. En dan as jy jouself kry, is dit so groot las wat jy dra, en so bekommernis, en so 'n knaandheid wat hier die hele tyd in jou binneste knersie, so dit vreet aan jou, dat as jy en jou man alleen is, dan praat julle oor, okay, wat se investment kan ons nog doen? Wat kan ons nog doen om lewe vol makliker te maak? Ja. Het jy die dokter onthou? Het jy die een betaal? Het jy daai gedoen? Ja. Is jy tevrede? Dan praat julle op die ou einde oor jou kind, want jou hele lewe draai oor jou kind. Dit is en so, jou huwelik vat actually die backseat. Ja. En dan moet jy op 'n punt kom waar jy besef, maar daar gaan moet veranderinge kom. Ja. En ek dink dit is die moeilikste vir ons, daai van let go and let God. Ja. Want ons dink ons kan dit alles in ons eie mag en krag en alles doen. Maar ek beloof jou, jy kan nie. Daar is nie 'n manier wat jy dit kan doen nie. Want jy gaan jouself vroeër in 'n graf kry, as wat jou kind in 'n graf gaan wees, as jy dit nie met die Here se hulp doen nie. Nou sê jy ook dat jy glo in jou hart dat die ouers van sulke kinders, soos byvoorbeeld jouself nou, sê jy is maar onder 'n gedurende spanning ook. Ja, Daar is tog maar spanning in jou binneste alhoewel jy weet, ek moet my lewe aanpas, en ek moet buite toe gaan, en ek moet bly wees, en ek moet net soos enige normale persoon daar buitekant is, soos dan nou sê, normale persoon, want niemand is meer normaal as jy daaroor nadink nie. So jy moet ook groot aanpassings vir jouself en vir jou, as jy sê, vir jou eggenoot maak, en ook vir jou ander kinders. ja, Want die ander moet nou, want eintlik inherent lê dan ook die andertjies daar, wat daaronder daai situasie, want julle moet altyd onthou, julle moet nou vir Boetie konsidereer, Ja. né? Julle moet onthou, julle moet nie so maak nie, want ons moet vir Boetie die stoel kan verbystoot. So julle moet nie daar sit nie, alhoewel hulle daar wil sit en bly wees. Dit kan nie. So dis eintlik almal in die huis wat hierdie aanpassing moet maak. Ja. Nee, dit is so. Dit is ons bly mense en ons sal altyd stres, jy weet mos soos 'n mamma hart. Ja.
en 'n pappa hart, jy sal altyd die beste vir jou kind wil hê. Ja. En ek dink tot op 'n mate toe voel jy nog steeds skuldig, al weet jy dis nie jou skuld nie, dat jy dalk nie jou kind mooi genoeg opgepas het, soos in ons situasie waar ek myself al gevra het, as ek net hom nie daar gelos het nie, of as ek net beklei het om daar te kon slaap, Ja. en nie net hulle vertrou het blindelings nie. Ja. En nou probeer jy skarrel, en jy probeer nou alles doen om te compensate vir dit wat gebeur het. En dan besef ek maar, ek gaan nou oor in werke, en dit sit my onder nog meer stres, want Ja. niks wat ek nou gaan doen, gaan dit verander wat gebeur het nie. Ja. Dit gaan dit nie verander nie. En ek moet besef dat ek kan ook net soveel van my ander twee verwag, want hulle het ook hulle eie lewe, hulle is Ja, ook hulle natuurlijk, eie natuurlijk. individuele kindertjies, en partykeer moet jy maar moeilike besluite neem, om te sê, okay, vandag gaan ek met net een kind uit, maak nie saak hoe graag die ander wil uitgaan nie, en jy moet maar partykeer, ek weet ek gaan nou nie die lekkerste wees om te sê nie, maar partykeer los ons vir Ulrich by die huis, en ons vat die ander twee girls, en ons gaan doen iets wat ons nie met hom kan doen nie. Ja. Ons maak seker daar's iemand om na hom te kyk, voordat mense dink ons los hom net by die huis. En want die ander kinders het ook behoeftes. Ja. En ek dink ons raak vinnig ingetrek in een kind se behoefte, Ja. en een kind se dinge, laat hy nader aan die hele huishouding ran. Ja. Onwetend Onwetend, ran hy die hele huishouding. Mm. En dit is 'n lokval waarvoor ons moet baie pas op. Ja. En ek is 'n voorstander vir berading, nie net omdat ek self een is nie, maar ek stuur my ander twee kinders en tot vir Ulrich vir berading, vir pleegterapie by 'n wonderlike vrou hierso in Somerset West. En dit is net so wonderlik hoe in die berading die kinders want hulle raak kwaad. Hulle raak van, my Hulle het mos dogtertjie, ook emosies, né? my dogtertjie het eendag het sy daar gestaan en sy het geskree, toe sy so 6 of 7 jaar oud, toe skree sy, ek haat die dokters, ek haat die susters wat dit aan Boeta gedoen het. En dit is nie verkeerd van haar om dit te voel nie, want dit is wat sy voel, dis haar anger. En sy kort ook 'n plek om haar uiting te gee, en op 7 jaar so te moet voel. Dit is heeltemal 'n ander lewe wat ander normale gesinne nie aangewoond is nie. Ja. En ek dink hulle is ook baie meer hypervigilant, want hulle moet altyd op die uitkyk wees. Is daar iemand by Boeta? Gaan iemand hom nou stoot? Gaan hy hier afval? Mama's gou besig, ek moet dit, ek moet dat, ek moet... Ja. So daar word so baie van hulle verwag, dat partykeer voel ek, ons druk ons kinders bietjie vroeg, ryp, maar dan aan die ander kant gaan ons dit ook nie sonder hulle kan doen nie. Ja. En ons doen dit nie omdat ons dit net wil doen nie, ons doen dit omdat ons nie anders te kan nie. En ek dink ons moet ook leer om grace te hê vir onsself, en te kan sit en praat met ons kinders en sê, mama weet dat dis nie 'n lekker situasie om in te wees nie, en Boeta het nie hiervoor gevra nie. Ja. Maar kom ons maak die beste hiervan. Eendag gaan jy ouer wees, en jy gaan jou eie huis en jou eie kinders hê, en dan kan jy dit hê soos wat jy dit wil hê. Ja. Ja. En die lewenslesse wat die kinders nou leer, dis hard, en is nie altyd lekker nie. Ja. Maar ek dink tog in die toekoms moet ons besef dat God gaan dit ten goeie laat meewerk. Ek glo so. Hy gaan, want daai kinders gaan iets geleer hê wat ander kinders nie geleer het nie. Ja. En ek gaan hulle 'n voorsprong in die lewe gee, Ja. en ek gaan hulle laat bo uitkom op die roeping wat God op hulle lewe het. Ja. Ons is alweer amper aan die einde van ons tyd. Jene. Kan jy glo? So kan ek vir jou vra, vir die mamas en papas wat in hierdie situasie verkeer, wil jy nie net 'n gebed doen vir hulle, Ja. soos wat jy dit uit net jou hart kan doen, Ja. want net jy sal kan weet hoe voel hulle, so jy kan, selfs in jou gebede, dis wat my wonderlik is, ek kan vir mense bid op sekere vlakke van dinge waardeur ek moes werk Ja. as 'n kind in Ja. my lewe, en dan kan ek vir hulle effektief bid. Ja. Maar dan is daar areas waar mense vir my vra, bid vir my vir, kom ons sê nou maar, bid demone af van die en daai, en dan dink ek, dit is nie my fortuin nie, dis nie my sterkpunt nie, my sterkpunt lê in
Ek kan vir daai persoon wat in diep depressie is, ek kan vir daai ene bid wat in hierdie probleem het, ek kan, omdat ek dit oorkom het, Ja. omdat God my daardeur gedra het en ek weet dat hy alleen is die oplossing. Ja. Maar ons het nou gepraat oor die ouers wat nou ook Ja, in ja. die situasie is. So bid jy vir die ouers asof dit jyself is wat daai gebed nodig het vandag. Okay. Here my God, ek kom vandag en ek kom lê elke liewe ouer, U ken elke ouer by die naam, Here, by U voete neer, voor U troon, Here. Ja, Here, ek kom bedek elke een met die bloed van Jesus Christus, Here, en ek vra dat U sal kom en die balsem van Gilead sal aanwend aan elke hart, Here, aan elke gebroke hart, Here. Here, ek kom lê elke verwyte, Here. Ek kom lê elke seer, Here, elke misinterpretasie, Here, elke kwaad, Here, elke humiliation, Here, kom lê ek voor U voete neer, Here, my God. En ek vra dat U elke takkie sal kom uitruk, Here, in ons harte, Here, wat so seer maak elke keer wat ons kind kyk, Here. Elke keer wat ons sien dat ons kinders nie kan doen wat ander kinders doen nie, Here. Daar waar ons U kan sien hoe ons kinders kan rondhardloop en kan gil en net stoute, normale kindergoeders kan doen nie, Here, my God. Wat soos 'n mes in ons hart steek elke keer wat ons sien hoe ander kinders dit doen en ons kind sit net daar en hy of sy kan dit self nie doen, Here. Ek vra dat U daai wortel sal kom uithaal, Here, daai wortel van teleurstelling. ja, Diepe teleurstelling, Here. En dan ook die wortel van wat drome geshatter is, Here. ja, Drome wat ons gehad het vir ons kinders, Here, wat ons gedroom het, ons kinders gaan saam maatjies wees en saam kan speel en saam dinge kan doen, Here, my God, wat net weggeruk is in 'n oomblik, Here, my Ja. God. Vra ek dat U dit ook sal kom wegvat, Here. Ek vra dat U met U stem sal kom inspreek, Here, en vir ons 'n nuwe visie gee, Here, 'n nuwe droom vir ons kinders, Here. 'n Droom in lyn met U wil vir hulle, Here. ja, 'n Droom, as dit genesing behels, Here, dat ons daaraan kan vashou, Here, dat dit 'n droom van genesing sal wees, dankie, Here. Vader. Here, en as dit nie genesing is nie, maar dit is sodat U daai mense in bediening kan gebruik, Here, of dat U daai ouers kan gebruik om ander ouers te empower, Here, of om hulle te kan bystaan in gebed, Here. Vra ek dat U aan elke een daai doel sal kom openbaar, Here, en dit vir hulle sal kom wys, Here, my God. Here, dat U sal kom, Here, en vir ons sal kom wys hoe spesiaal ons kinders in U oë is, Here. Ja. Dalk nie perfek in ons oë, in die wêreld se oë nie, maar U sê, geen kind is nie perfek gemaak, Here. Ja. U sê, U het ons perfek in ons moederskoot aan mekaar geweef, en geen been was vir U verborge toe U ons aan ons Ja. in ons moederskoot geweef het nie, Here. U het geweet dit is hoe die kind gaan wees, Here. En U het hom nog steeds lief gehad en U het hom nog steeds geroep by sy naam. Amen. Dankie, Here, daarvoor dat ons kinders nie 'n gebrek het nie, Here, maar dat ons kinders wonderlike Jezus. 100% reg is in U oë, Here. Ja. En dankie, Here, dat U daai kinders nog steeds gebruik, Here, op 'n manier wat ons dalk nie verstaan nie, Here, my God. En ek dank U daarvoor dat U sal kom en ons geestesoë sal oopmaak om te sien dit wat U agter die skerms doen, Here. Die engele wat heen en weer beweeg en boodskappe vir daai kinders bring, Here. Hoe daai kinders dalk intercede in hulle gees vir die ouers en die sissies en boeties in die huis, Here. Ja. Dat ons na ons kinders sal kyk deur die oë van God, Here, Ja. en nie deur die oë van die wêreld en deur die oë van 'n gebrek nie, Here, my God. Ek dank U daarvoor, en ek dank U, Here, dat U sê U genade is genoeg vir ons elke Dankie, dag. Here. Ek bid dat U sal kom, en dat U ons sal omvou elke dag met U liefde, Ja. dat ons dit sal tasbaar voel, Here, Dankie, en dat ons sal hoor aan die elke einde van die dag, dat well done, my kind, jy het jou beste gegee, en dit is goed genoeg vir my. Ja. Ek dank U daarvoor, Here, Dankie. Jezus. in Jesus naam. Amen. Nou ja, dis nou ook alweer die einde van hierdie dag se program en ek hoop julle het dit geniet en iets geleer hieruit, so as jy weer so 'n familie teekom wat dalk 'n gestremde kind het of so,
gee maar jou bietjie liefde, stap maar na die mense toe en sê, ag, weet jy wat, dis so 'n pragtige kind wat jy het. Gee bietjie aandag, laat die ouers ook 'n bietjie voel van daar's iemand wat opreg is wanneer hy na jou kind kyk, wat dalk gestremd mag wees. Ja. So die Here seën vir jou, dit was lekker om saam met jou te kuier hier by Koffie met die Koning. Ek drink natuurlik nou uit hierdie koppietjie uit. Ons sê sommer shorts. En jy wat saam gekyk het vandag, mag jy net sommer ryklik geseënd wees. Dit was heerlik saam by Koffie met die Koning. Tot 'n volgende keer. Ek sien uit daarna om met jou te kan gesels. En aan die einde van die program verskyn daar 'n telefoonnommer. Dit is 'n WhatsApp nommer wat ons insit van Estie. Jy mag met haar kontak maak om 'n bietjie te gesels as jy wil, maar onthou net, ek wil graag iets aan die lig bring. Daar is sommige mense wat na hierdie program, as hulle die telefoonnommer in die hande kry, die WhatsApp nommer, vir geld vra. Liewe mense, dit is nie 'n geldvra program nie. Ons gee nie gelde nie. Ons deel nie gelde uit nie, want ons kry nie gelde nie. Ons vra nie vir jou geld vir hierdie program nie. Hierdie program ontvang jy gratis. Dit ten gunste van Kruiskyk TV, wat vir ons goedgunstiglik hierdie program sponsor. Mag die Here jou sommer net baie ryklik seën vandag en geniet jou koppie koffie, stuur jou programmetjie aan vir iemand anderste wat saam met jou kan luister en bid vir Estie en bid vir haar kind en bid vir haar familie en bid vir ander families, al ken jy hulle nie. Dis okay, jy kan maar net jou oë toemaak en bid vir iemand wat vandag deur hierdie situasie moet werk in hulle lewens. Die Here seën jou ryklik. Tot volgende keer. Lekker koffie met die Koning.